Ons Hemelse Vader, ons sê Jesus en ons sê vir baie dankie, Here, baie dankie vir elke seëning wat U oor ons uitstort, al die gawes wat U vir ons gee. Dankie Here dat ons vanoggend wakker geword het. Dankie Here dat ons op nat aarde kon uitstap, dat U vir ons reën gee om die aarde te voed. Dankie Here dat U ons versorg, dat ons gesond is, Here. Daar is soveel goed waaroor ons kan dankie sê. Ook dat ons kan hier wees vanoggend, Here. Dit is 'n groot voorreg. Dankie daarvoor, ons wil die res van hierdie diens en dan U eer en U naam wy. Ons wil U in gedagte hê, ons lewenslang. Ons bid vir die prediker, Here. Ons bid dat U Pastoor Martiese gedagtes sal vaardig maak, dat sy sal sê soos wat U wil hê sy moet sê. Ons vra dat U haar lippe sal seën, dat U haar hart sal rustig maak. Alles is so die mekaar oggend, weet ons, die woord is altyd in orde, alles is reg. Prys U naam daarvoor. Ons wy die res van hierdie diens aan U in Jesus naam. Amen. Ons hoofd in ons open en ek wil net eers bietjie rustig raak in my gees. Ons by ons hoofde. Vader God, in die magtige naam van Jesus Christus, Here, ons kom nie met ons eie krag nie. Ons kom met ons eie antwoorde nie. Maar ons kom as mense wat U nodig het. Heilige Gees, neem oor, beweeg van sitplek na sitplek. Beheer, neem beheer oor elke situasie. Kom beweeg in elke van ons hart. Kom raak elke siel aan dat U sit. Kom vul elke leë plek. Kom breek elke ketting wat vasgehou word. Kom genees elke wond wat elkeen het in hulle harte. Here, ek bid vandag, maak oop dit wat toe is. Genees wat gebreek is. Herstel wat verlore is. Vul wat leeg is. Gee ons, maak ons ore oop om te kan hoor. Ons harte om te kan ontvang. En ons hande, maak dit los dat ons ook kan ontvang. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, baie mense wat hier sit, elkeen van ons bid vir die weerdag. Ek het gebid vir speakers en ek het dit gekry. Maar die gebed net in een dag gebeur nie, het is jare se gebed. Is jare se volharding en dit wat jy doen, jy moet tevrede wees met wat jy het, totdat dit die Here se tyd is. Maar as jy toegang lewe, dan kan hy nie vir jou vul nie. En ons bid vir genesing. As ek vir julle sê, hoe dankbaar is ek, dat my been beter is en gesond is, dat ek kan beweeg, is ek alle eer wil vereer aan die Here. Want dit is wat ek gevra het. Ek het gevra vir genesing. Ons het gebid vir genesing. Baie keer vat dit lank om dinge te laat gebeur. Baie mense bid vir God se plan in hulle lewens. Hulle wil dit nou hê. Maar baie keer, as jy kyk na as ek nou 'n pos moet ry. En ek het nou vanoggend 'n pos se spoed nodig gehad om by die werk te kom. Ek het dit regtig nodig gehad. Maar ek sou dit nie gemaak het nie, want ons te veel slag gehad het. Daar was te veel slag gehad het. Dit sou nie gewerk het nie. So wat help het, ek bid vir 'n pos, maar ek gaan hom ook nie kan onderhou met die wiele en goed vir die pad waar ek bly. Ek spreek nie dood oor dit nie, maar ja, die Here gaan vir jou gee dit wat jy kan hanteer. En tog bid ons en dit voel vir ons asof niks gebeur nie. Nie voel hulle het altyd 'n siening vasgedruk. Baie van ons. Baie. En vandag bring die Here vir ons die eenvoudige waarheid wat hy vir ons gaan oopbreek. Vandag se boodskap breek ons soos 'n eier wat ons gaan bak in 'n pan. Ons breek hom oop. Ons moet eers die eier oopbreek, dis uit die kinders. Ons moet daai eiertjie oopbreek om hom te bak, om te kan eet. Maar as die eier toe is en jy wêre hom, gaan jy hom nie kan gebruik nie. Die een of ander tyd moet jy hand oopmaak en sê, hoor, ek maak hierdie eiertjie oop, ek breek hom sodat ek kan eet. Goed, verstaan julle kindertjies dit? Sê 'n bietjie amen. Amen. Okay, so lank as wat ons hande toe hou, kan ons nie ontvang nie. 'n Toe hand ontvang niks nie, 'n hand wat vasklou, kan nie vat nie. So as jou hande so is, kan jy niks aanvat nie. 'n Hand wat toe is, kan nie gevul word nie. So 'n toe hand
As ek vir jou iets wil gee, gee vir my, kom ek gee vir jou, sê, gee vir my selfoon vir my toe, gee vir my selfoon vir my toe, gee hom vir my, kan ek hom vat? Hoekom nie? Hoekom kan ek hom nie vat nie? Die hande is toe, hande wat toe is, kan niks doen nie, en ek kan nie, maar as die hand oop is, kan ek hom vat. Amen. In Psalm 81 vers 11. Psalm 81 vers 11. Mense het geklaag, dat preek te vinnig om ons maak ons Bybels oop. By Psalm 81 vers 11. So daar sê Amen. Amen. Daar sê, ek is die Here jou God. Maak jou mond wyd oop, dat ek kan volg. Maak jou mond wyd oop, sodat ek jou kan volg. Nou voer jy 'n babietjie, jy het al gesien 'n babietjie wat nie wil eet nie. Daar kan niks gebeur nie, niks kan in nie, want die babietjie hou die mond toe. So die Here sê in Psalm 81 vers 11, maak jou mond wyd oop, dat ek kan volg, dat ek hom kan volg. Nou dis nie net jou mond nie, dis jou lewe, maak oop. Dis jou hart, maak oop. God sê nie, werk harder nie, verdien dit eers nie, wees eers perfek nie. Hy sê daar in sy woord, maak dit oop, sodat ek kan volg. Ons moet ons harte oop maak. Dis nie werk om jou hart oop te maak nie. Dis nie moeilik om jou hart oop te maak nie. Dis maklik om jou hart oop te maak, sodat hy dit kan volg. As ons kyk na Jesaja 43 vers 18 tot 19, so dat daar is, sê vir my, Amen, jy hou te veel vas. Dink nie aan die vorige dinge nie. Hoeveel keer dink ons aan gister? Hoeveel keer dink ons aan die foute wat ons gemaak het? Hoeveel keer dink ons aan die fout wat ander ou gemaak het? Sandra het my hierdie week baie mooi vertel. Spyt op dat was, want jy gaan nie kan ontvang nie. Toe staan ek my met die boodskap dat help nie hou vas aan die verlede nie, help nie hou vas aan gister, dit help nie jy kla oor wat verby is nie. Wat is dit nou? Die vorige ding is verby, kyk, ek het iets niets gemaak. Elke dag breek aan, is 'n nuwe dag vir elkeen van ons. 'n Nuwe dag om weer oor te kan begin. Jy het geleer uit gister se foute. Jy het geleer as jy jou hand toehou, gaan jy nie ontvang nie. En 'n dag kan jy oopmaak. Jy kan nie God se nuwe vat as jou hand nog vol is van die oude man. As Jesaja 43 vers 18 tot 19. Jy wat hier sit, hou vandag dalk vas aan seer, aan 'n teleurstelling, vrees, mense, mislukkings, daai ou seisoene in jou lewe, al die ou seisoene, al die ou dinge, ons hou vas. Ek vra vandag vir jou, as jou hand vandag vol pyn is, waar gaan jy God se vrede kan hou? Jy kwaad is, hoe kan jy vrede hê binne jou? Ek het 'n bietjie twee mense wat gestry het oor iets. Ek is kwaad vir iemand. Ons het nou gestry vandag. Ek is nou verskriklik kwaad oor die klank. Ons vat byvoorbeeld die klank. Ek is nou verskriklik kwaad omdat daar dinge is wat nie vanoggend opgedaag het. Die sak wat die moes wees is nie. Nou is ek kwaad daarvoor. Nou gaan ek vanaand slaap en het ek nie vrede gemaak met die ou wat die sak gelos het nie. Gaan ek lekker kan slaap? Nee, gaan nie kan. Gaan ek kan ontvang, gaan ek vrede ontvang? Nee. Nou waar gaan jy as terwyl jy so lewe, God se vrede in jou lewe kan inbring? En as jou hand vol bitterheid is, bitter oor foute wat gemaak is. Hoeveel foute het ons nie al gemaak in ons lewe nie? En ons hande is vol bitterheid, ons is kwaad, ons spoeg eintlik daai bitterheid rond. Dis kwaad vir daai ou wat vir my
gedoen het wat hy aan my gedoen het, daai vrou wat vir my gejok het, wat ek heeltyd opgewonde was oor iets, het ons op die eind uitvind, dit is alles in ween. Nou, hoe gaan jy nou maak met daai bitterheid doen? As jy vol bitterheid is, kan jy nie vergifnis gee nie. Jy kan nie vergifnis uitgee nie, jy kan nie vergifnis ontvang nie. So ek vra vandag vir julle, miskien sit jy vandag hier en jy het seer gekry. Jy het vertrou en jy is verraai. Jy het lief gehad, maar jy is verwerp. En vanoggend, dat hierdie kindertjies hier voorstel, nou moet ek mooi, ek moet nou nie huil nie. Dat hierdie kinders hier voorstel, toe dink ek aan die dag toe, ek opgewonde was, want ek verwag 'n kind. En dis die woorde, jy sal nooit 'n kind kan groot maak nie. Jy sal nooit 'n maak kan wees nie. En die verwerping wat jy daardeur ervaar. En daai kindjie is gebore, maar dis 'n kind wat gebore is wat anders is as 'n normale kind. Dis 'n kind wat op 'n baie vroeë ouderdom gebore is, 25 weke. So, dis 'n kind wat sy longe nie reg ontwikkel het nie, dis 'n kind wat nie normaal kan asemhaal nie. So, dis baie dinge en dan het jy daai nodig om net 'n bietjie 'n breek te vat vir, wat is 'n breek? 'n breek, skus. 'n breek te vat en niemand wil na jou kind kyk nie, want dis nie 'n kind wat enige ou kan grootmaak nie. En jy is so moeg en daar word vir jou gesê, dit is wat jy wil gehad het, so jy moet self daarna kyk. En dan dink ek aan, en dis nie die eerste keer nie, die tweede keer toe ons vir Jonah gekry het. Kon Jonah, enige iemand kon nie na Jonah kyk het nie, want hy het ophou asemhaal en hy het 'n probleem gehad en hy kon nie drink nie en niemand wou na hom gekyk het nie. Niemand wou daai breek gegee het nie. En dadelik het ek die verwerping ontvang, want van kleins af is daar vir my gesê, die eerste kind moes ek hoor en so dit is nogal vir my baie toe die kindertjies hier voor staan en ek sien die oumas en oupas hierso. Kindertjies, gee vir julle oumas en oupas drukkies, want hulle het julle vandag kerk toe gebring, hulle is saam met julle in die kerk, hulle is hier teenwoordig, dit is belangrik. En dit is 'n oop hand op die ouens van die dag. Vir verwerping wat ontvang is, kan jy daai verwerping mee deel en jy kan liefde gee. En dan, baie keer het jy gebid en het lank gevat en, sonder dat jy besef, het jy weer eens jou hand toegemaak, omdat jy seer gekry. Ek gaan nie 'n drukkie gee nie, want ek het seer gekry. So ek gaan myself eenkant hou. Maar, ek kan my hand oopmaak om te ontvang, as ek dit toemaak. Nou, jy kom daarom nog kerk toe. Jy sing nog, maar binnenin het jy toegemaak. Vir alle oggend soos vanoggend, wat alles deur mekaar geloop gaan het, kan ek nou besluit, hoor hierso, ek hoop het bid, dat een van die ander pastore vanoggend 'n preek reg het, want ek dink nie ek moet voortbring nie. Want dit die vyand wat gesê, weet jy wat maak toe, dan hou ek my hand toe, as gevolg van die situasie wat aangegaan het. Maar nou kan ek my hand oopmaak en sê, hier is die woord, want dit is wat die Here op my hart gesit het. En nie toegemaak nie. En dit is hoe ons lewe. Ons kom kerk toe, ons sing, maar binne het ons toegemaak. En die Here wil vandag vir elkeen van julle sê, dat ek het jou nie geroep om toe te leef nie. Ek het jou geroep om oop te leef. Om oop te maak. Het laat my dink aan 'n klein seentjie wat sy hand vol lekkers was. Ek het actually die lekkers ook by die huis vergeet. Ek dink sommer die lekkers moes vervat het, maar ja. Okay, die lekkers is in 'n houer, nee? Nou as jy die houer vat en jy hou so skyn, dan kan jy 'n sweetie uithaal. Maar as jy jou hele hand indruk en jy wil al die sweeties vat, gaan jy dit nie kan uitvat nie. Want jou hand gaan vassit.
Nou, jy sit vandag daar met jou hand in 'n houer, so vas, wat nie kan uitkom, want jy hou dit vas. Maar as jy gaan los, gaan dit uitkom. Ons sit vas in dinge, en ons wil nie laat los nie, ons hou vas. Terwyl ons vashou, kan niks uitkom. En hy sien het sy hand 'n bietjie losser gemaak, en toe dit maklik uitgekom, en ouma het hom gesê, Boeteman, moenie jou hele hand indruk nie. Want as jy jou hand indruk en jy maak hom vol, kan jy niks uittrek nie. So jy kan nie alles vir jouself hou nie. Jy moet ook 'n bietjie gee vir die ander. Ons moet liefde gee vir die ander, ons moet kan uitdeel. En die waarheid is, geliefdes, baie van ons sit nie vas omdat God ons vashou nie. Ons sit vas omdat ons nie wil loskom van dit wat ons vashou nie. Ons wil nie oorgee nie. Ons wil nie sê, weet jy wat, ek gee nou uiteindelik oor, so ek gaan dit nou nie oorgee. Nee, ons wil dit hê vir onsself. En baie van ons sit hier vandag. En dis nie deel van die woord nie, maar ons wil nie gee nie. Dan vra ons, hoekom ontvang ons niks nie? As jy nie bereid is om 'n ou te help nie, gaan jy nie ontvang nie. Jy gaan nie ontvang nie. Wie vrylik gee, ontvang vrylik. So ons moet nooit dink oor om my liefde te gee. Of dat daai ou wat vir jou 'n brood gevra het. Ja, baie keer gebruik hulle dit om die spirit deur te trek. Maar baie keer is dit 'n deel van, jy moet daai deel moet jy losmaak, sodat jy kan ontvang. En dan beheer hou oor jou hand wat toe is. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here en steun nie op jou eie insig nie. Nou, is dit moeilik. Onthou, jy het my dalk gevra vir 'n R10. En dan het ek vergeet om vir die R10 te gee. Nou wag jy vir daai R10. Hoe lang gaan jy wag as ek vergeet het? Baie lank. En baie mense sê ek vertrou die Here, maar binne wil hulle besluit wanneer, deur wie en wie gaan hulle help. Net die Here kan jou help in jou situasie. Net die Here kan jou help. Nie Martie nie, nie die ou nie, Rimshaak nie, niemand gaan jou kan help nie. Net die Here kan jou help in jou situasie. Dis al. Niemand anders kan nie. As jy vol bitterheid is, of vol kwade gevoelens is, net die Here kan jou help om daai vrede in jou hart te kry. Ek kan bid, maar jy kan dit nie eers daai gebed aanvaar nie. En gister toe ek wil nie die mense hoor, hierdie ene nie, maar gister toe het alles gelyk gebeur. Ek het 'n beradings, iemand wat met my wil praat oor die foon, ek het die bestelling wat afgelewer moet word, ons groceries, wat afgelewer moet word. En ek het 'n tannie wat wil hê ek moet bid vir haar oor die foon. Maar alles tref my gelyk, nou wonder ek, nou mis ek my aflewering, want die ou bel my die hele tyd om te sê, hy staan by die hek om die kos af te gee, maar nou is ek nie by die huis, by die hek nie. En hy lewer dit by 'n ander nommer 3 af. Ons het gister met 'n kry daar oral gesoek na ons kos. Nou bel ek en ek sê, luister, jy het goed uit die huis afgelaai. Ja, sê ek, dit was dan betrek, dan het dit gevat. Nou sit ons heel tyd daar, hoe gaan ons nou maak? Jona, hardloop hier af vir die kruiwa en sê vir hardloop, ons allemaal soek groceries. Nou het ons die mense se nommers nie, want hoe gaan ons nou ons groceries kry, is afgelaai by nommer 3. Nou al 3 huise is, al 3 wat indraai na die huise, het is dieselfde nommer, maar elke huis het 'n ander nommer, en ek is 312, en hulle is by 3 afgelewer. So, dit is deur mekaar, nee? Deur mekaar. En my woorde was, hoe groot van al bid, nou hier het ek wel elke dag gebed het, en Sandra sê vir my, sy dit ook werklik nodig. Ek mag nie teruggaan nie, ek mag nie terug. Want daar is dalk wat my vashou, en wat ek 'n opdrag het om te bid, maar ek is harde kwas van, dit kan nie vir elke oggend, ek moet elke dag vir dieselfde ding bid, maar sy het dalk nodig. Sy het regtig nodig, en hou ek dit toe, waar ek dit kan oophou. En daar so waar die groceries afgelaai is, was 'n rede, want ek moes die mense, omdat ek het gesê ek is 'n kluisenaar, ek wil nie met mense nie,
Nou die Here het my gewys, jy sal nie met jou bure, jy sal van bure tot, jy sal van plek tot plek gaan om my groceries te gaan soek. Want as jy ons op 'n Saterdagoggend wakker word en ons sien melk nie, dit is en jy gaan nie dorp toe nie, dan moet ons nou maar 'n plan maak om melk te kry, want jy kan nie leen met die bure nie, want ek gaan niemand plan, want ek wil nie met die mense om my leen nie. En kyk wat gebeur, daar het ek nou met mense gemeen. Nou, die waarheid is, baie van ons sit vas omdat ons God dink God hou ons vas, en God hou ons glad nie vas nie, ons sit vas omdat ons dit nie wil los nie. Ekskuus, dit is wat ek al gesê het, sorry. Baie mense sê, Here, ek vertrou U, maar min sê hulle, wil nog besluit hoe hulle hom kan vertrou. Here, as jy vir my beter werk gee, dan gaan ek begin 'n kerk toe gaan. Dan gaan ek U begin loof en prys. Here, as U vir my meer salaris gee, sal ek my 10de betaal. Ek wil nie oor 10de praat nie. Ek gee 'n voorbeeld. Maar Here, as Here dit vir my doen, sal ek dit doen. Here is nie iemand wat onkoopbaar is of gemanipulerend is nie. Maar wanneer ons kyk na ons geloof, ons moet op hom ten volle vertrou, nie op die mensdom nie. En dit is wanneer ons die beheer oorgee by Vader, want daar staan, vertrou op die Here en steun nie op die eie insigte nie. So dan vertrou jy ten volle op die Here as jy oorgee. Jy het huweliksprobleme. Nou huwelik is 'n gemors. Gaan 'n beraader die huwelik kan red? Wie gaan die huwelik red? Gaan 'n beraader jou kind se draks wegvat? Nee. Jy moet geloof hê in die Here. Jy moet die situasie by die Here gaan neersit en dit nie vashou nie. Ons is so geneig om alles te wil beheer, maar die Here sal voorsien. God se olie vloei waar daar 'n oop plek is. Nou 'n kar, as jy nou net 'n kar gediens het, of as jy olie ingegooi daar waar die olie moet inkom, as hy vol is hy vol. En as jy daai olie nie vol maak nie, gereeld opklop nie, wat gebeur met die kar? Hy staan weer, ek staan my weer, ek hoop net hy ry net nie verder. Maar okay, hy staan weer, dis 'n grapie, ek weet. Maar as jy daai olie nie ingegooi het, as jy jouself nie vol maak nie, nee. En hoe gaan jy dit wat jy jou mee vol maak, as jy 'n boodskap vir jouself hou, Pastor Helga, kan jy 'n boodskap vir jouself hou? Ek moet vir iemand vertel, nou hoor jy vandag hierdie boodskap. Sy kom nou môre daar by die werk, vertel vir die vrou, help nie jy nou terug nie man. Dan sê dit nou gehoor vandag by die kerk. Gee bietjie, gee oor aan die Here. Dan vat sy die woord nie vir haarself gehou nie. Nee? So daai olie wat sy ontvang het, sy bietjie uitgegee. Maar nou moet sy weer al vol maak met olie om te ontvang. En in 2 Konings 4 staan dat die weduwee se olie, as ons kyk daarna, ek gaan nie hele Konings 4 nou doen nie, 2 Konings 4 nie, maar die weduwee se olie, die olie het gevloei, maar net so lank daar ook vate was. So, daai olie was daar. En wie het gevul? Die Here het dit gevul. Nee? Is volgemaak, die olie. Nou, as sy nie uitgedeel het nie, of gesê sy het niks nie, sou sy die olie ontvang het? Nee. Die wonderwerk het nie gestop toe God ook wou gee nie, dit het gestop toe daar nie meer oor plek was nie. So ons moet ons olie, wat ons ontvang, moet ons uitgee. Nou, dit kom nou weer eens, alles kom weer eens by jou pyn. Jou pyn kanselleer nie God se plan nie. Jou wagtyd kanselleer nie God se plan nie. Jou foute kanselleer nie God se genade nie. As jy nog asem het, het jy nog gedoen. As jy nog asem het, het jy nog gedoen. So, die situasie waarin jy vandag is, kan opgelos word. Want daar is nog olie. Jy moet net volgemaak word. Wat jy nie wil los nie, kan God nie vervang nie. Amen.
as jy dit wat jy nie kan los nie, kan ook nie vervang nie, dis soos die olie. As jy nie die olie kan uitgee nie, gaan jy nie weer kan ontvang nie, want jy bottel bly vol. En ek het reeds gedink aan, ons het so baie in ons huis, dinge wat ons nie gebruik nie, wat daar staan vir sonderman nie, vir die mooiheid. Nou, ek het al die jare koppies en pierings en bakke en kratte, ek is so baie goed wat ek gekoester het. Maar dit was my issue om alles saam met my te dra. Want dis 'n boks hier, hierdie boks het nou mooi opgepas word, want daar is my eerste eetstel wat ek gekoop het toe ek 19 jaar oud was. Ek het daai saam met my gedra tot en met na 50. Dink jy daai boks het swaar geraak? Ja. Het ons daai uitgeëet? Nee, ek was te heilig daarop. En wat gebeur toe? Die Here stuur 'n storm en ek gooi my hele huis ondersteboor. En waarheen gaan dit toe? Ek gee dit sommer weg, want ek dink dan weggaan. En vandat ek dit weggegee, het ek dat los en ek het meer vrede nie, want ek worry nou nie meer daaroor nie. En dit is hoe ons probleme is. Dis hoe ons probleme is. Nou, as jy nie bitter los nie, gaan jy nie vrede maak nie. As jy nie vrees los nie, gaan jy geen, as jy vrees vashou, gaan jy geen geloof hê nie. So jy moet op 'n bank wees. Soos ek sit daar by my steekoestap en keer die huis. En daar's niks, waarvoor ek skrik nie. Nee? Ons is ons moet lewe, ons moet nie bang wees, ons moet dapper wees. Ons moet dapper wees as daai mens. Want ek sê vir jou, 'n mens is 'n dapper ding. Want hy loop, hy weet jy is groter as hy, maar hy sal nog steeds rondloop in die huis. Hy weet hy gaan daai trap kry, maar hy is dapper. So moet ons wees, ons moet dapper wees. Ons moet dapper wees, ons moet nie bang wees nie. So ons moet daai vrees wat in ons lewe is, moet ons laat los. As jy vrees jou kinders gaan seer kry, gaan hulle seer kry, want dit as jy vrees kom, oor jou. Terwyl jy jou kind vashou, gaan daai kind daar bly, hy gaan nêrens heen kan gaan nie. Maar as jy dat los, dan gaan hulle toe staan. Hulle gaan hulle voetjies sny. Hulle gaan seer kry. Maar, as hulle weet, as hulle reg groot gemaak is, gaan hulle weet, jy moet hanteer op die einde van die dag. Nou as jy nie beheer los nie, dan gaan jy nie vertroue hê nie. So ons moet begin vertrou. Weer oorgee, en sê, weet jy wat, ek vertrou. Die bangs, ek is, die ergste wat jou kan tref, is as jou kinders in die huis het. Is dit bang? Allemaal sy kinders, as jy in die huis het, kan ek best een bietjie bekommer. Restaurant? Is die kan? Die kat. Maar ja, as ons nou ons kinders moet laat gaan, uit die huis uit, is het moeilijk. Maar so moet ons ook dinge wat die binne is, laat los, sodat ons kan nie meer uit beheer nie, maar vertrou, in God se hand vertrou. Die kinders skool toe gaan elke dag, op ons God vertrou met ons kinders. Amen? Maar ek gaan vir jou vandag vra, as jy vandag weet, jy hou nog vas aan iets. Seer, vrees, teleurstelling, mense, 'n ou seisoen, dan kan jy jou hande oplig, jy hoef dit nie te doen nie, maar as jy net stil laat, sit ons buig ons hoofd in ons. Ek gaan nie vra vir mense nie, jy weet wie het nog dinge in jou lewe wat jou vashou, jy weet presies wat is daar nog. Jy weet presies wat is daar wat jou vashou. Kom ons bid hierdie gebed in jou binneste. Here Jesus, ek kom vandag na U met alles wat ek vashou. My seer, my vrees, my teleurstelling, my beheer. Here, ek laat los wat my vashou. Ek laat los wat my terughou. Vandag wil ek oopmaak. My hand oopmaak, my lewe oopmaak. Here, vul my. Here, genees my, herstel my. Ek ontvang dit in die naam van Jesus. Amen. Ons buig ons hoofde. Vader, in die naam van Jesus,
Dankie vir elke hart wat vandag oopgemaak het. Dankie vir elke traan wat geval het, Here. Dankie vir elke ketting wat gebreek het, Here. Dankie vir elke seer wat U aangeraak het vandag, Here. Ek bid vandag, dan vul elke oop hand, vul elke oop hart, vul elke oop lewe, bring vrede waar daar onrus was, bring genesing waar daar pyn was, bring hoop waar daar wanhoop was, bring geloof waar daar vrees was. Ek spreek oor elkeen wat hier sit vandag, wat elkeen wat luister vandag. Hulle sal nie langer vas wees nie, hulle sal nie langer leeg wees nie, hulle sal nie langer terughou nie, hulle sal ontvang, want hulle hande is oop, hulle harte is oop, hulle geloof is oop, en die God wat in die hemel en die aarde gaan hulle verras. Here, vul so elke liewe persoon wat hier sit. Here, U weet presies wie van ons het vandag nodig om ons hand oop te maak, om te sê, weet jy wat, ek laat los dit wat my vasthou. Here, ek vra dat U vir elke een wat hier sit, Here, sal wys daar waar hulle moet oopmaak. En Here, gaan so saam met elkeen wat van hier af gaan, Here, hou U hand van beskerming oor hulle. Hou U hand van beskerming oor elke kind wat in hierdie kerk is, elke kind wat op die pad gaan, skool toe, Here. Hier waar die skool die laaste week is, Here, dat U hand oor hulle sal hou. Here, elke persoon wat op die pad beweeg elke dag, dat U hand oor hulle gaan hou. Papas wat werk toe gaan, mamas wat werk toe gaan, Here, ek vra dat U met hulle sal wees. Here, dat U vir ons krag sal gee. Here, ek bid vir die mense daar buite wat siek is, mense in ons gemeente wat tans by die huis is, wat geen weg het om kerk toe te kom nie, wat regtig waar siek is, Here. Genees hulle daar waar hulle is, Here. Baie van die jeug is siek op die oomblik, Here. Ek vra dat elkeen van hulle sal genees. Elke liewe kleintjie wat daar is, Here, wat siek is, genees hulle. Dat U wil is. En Here, baie dankie vir die voorreg wat ons vandag gehad het, om te kon gehoor het, om woord te kon ontvang het, en so ook, dat ons samesyn kon gehad het, dat ons boeties en ons sissies kon gesien het. Mensies wat ons langklaas gesien het. Here, dankie dat U hulle gebring het. Dankie dat U dit op hulle harte gesit het om hier te wees vandag. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.